Goeiemôre broer en suster. Welkom aan almal van julle by hierdie erediens in hierdie oggend wat ons hier saam is. Mag jy die teenwoordigheid en liefde van ons Here en ons God beleef ook in hierdie oggend. Hier waar ons saam is, kom ons begin dan ook hierdie erediens met lied 175. Ons gaan die lied staande sing, dan kan u daarna weer u plek inneem. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Broer en suster, Here groet jou met die woorde genade, barmhartigheid en vrede vir jou. Van God ons Vader, die Here Jesus Christus, en dit deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broer en suster, as antwoord op die Here se groet, kom ons staan. Ons gaan 2 lofliedere saam sing. Laat almal weet en dan daarna lied 201. Kom ons staan vir hierdie 2 liedere, dan kan u daarna weer u plek inneem.
verenigd kom. Wees vrolijk, juich en sing, dat al wat leef, om dank en prys, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring, aan hom die hulde bring. Lofprys Heer, besing sy naam, sy hele skepping juig, laat almal saam hom eer betoon, en voor hul koning buig, en voor hul koning buig, en voor jou voor hul koning buig. Ek inneem. Broer en suster, ons lees in Eksodus 20 hierdie volgende gedeelte. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot in die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk of enige dier van jou vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie valse getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ek gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Here, as ons hierdie woorde hoor, Here, kom ons in hierdie oggend en ons kom raak stil. Ja, ons kom neem ons lewe in oënskou voor U. Besef, Here, hoe afhanklik ons van U is.
Here, ons hoor in die woord, Here, hoe U ons oproep. Here, om in verhouding met U te leef. Maar ons besef terselfdertyd, Here, hoe ver ons tekort skiet. Dankie, Here, vir U genade. Here, ons lees in die woord, al was julle skarlakenrooi van sonde, dit sal wit word, soos sneeu. Al was julle purperrooi, dit sal wit word soos wol. Dankie, Here, dat U ons vergewe. Daar waar ons sondig, Here, daar waar ons in hierdie wêreld, in hierdie oomblikke, Here, ons eie belange, ons eie egos, bou, Here, bo U. Dankie, Here, dat U ons rig. En ons kom bid, Here, dat U ons sal lei, dat U ons sal stuur en gebruik in hierdie wêreld as U getuies. Here, ons kom bid dit en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. So wat ons sit, kom ons sing hierdie volgende lied saam. Ons lees in Romeine 8. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy dan nie al die ander dinge saam met hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek. Hy sit aan die regterhand van God. Hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor U dat die dood ons dag vir dag bedreig. Dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge
of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Broer en suster, as ons na die gedeelte luister in Romeine 8, dan sien ons hoe Paulus vir hierdie gemeente kom sê, besef vir 'n oomblik die genade en die liefde wat God vir ons het. Besef vir 'n oomblik dat hierdie Here met jou 'n pad stap, saam met jou in jou moeilikhede is, deur jou moeilikhede beweeg, jou kom toevou met die wete dat niks ons kan skei van die liefde wat God vir ons het nie. Mag ek en jy reageer deur ons geloof te bely, deur 'n getuienis uit te leef van God wat 'n werklikheid is in ons lewe. Kom ons staan, dan doen ons dit ook hardop saam in die woorde van die 12 artikels. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in die ewige lewe. Amen. Jy kan die plek inneem. Broer en suster, ons gaan saam lees in die boek van Jeremia. Ons gaan daar die eerste hoofstuk lees in Jeremia hoofstuk 1 tot van vers 1 tot 19. Voordat ons daaruit lees, kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, as ons in hierdie oggend kom stil word, kom dank ons U, Here, dat U ons hier by mekaar roep. Here, dat U hierdie gemeente vergader, onderhou, Here, dat U die koning is, die Here van die kerk. So kom ons in afhanklikheid, Here, en as kom vra hier waar ons saam is, breek U woord vir ons oop. Ons kom bid dit, en ons kom vra dit, Here, in U naam. Amen. Die woorde van Jeremia. Hy was 'n seun van Hilkia, 'n priester uit Anatot in Benjamin. Die woord van die Here het tot hom gekom tydens die regering van koning Josia van Juda, seun van Amon. Dit was in die 13de regeringsjaar van Josia. Daarna het die woorde van die Here tot Jeremia gekom tydens die regering van koning Jojakim van Juda, seun van Josia, en telkens tot die einde van die 11de regeringsjaar van koning Sedekia van Juda, seun van Josia. In die 5de maand van daardie jaar is die inwoners van Jerusalem in ballingskap weggevoer. Die woorde van die Here het tot my gekom. En voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie, jy moet gaan na wie toe ek jou sal stuur.
En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou, ek sien jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hande uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek stel jou vandag aan oor nasies, oor koninkryke, om af te breek en uit te rooi, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Die woord van die Here het tot my gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien, ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom. Wat sien jy? Ek het geantwoord, ek sien 'n kokende pot in die noorde en dit kantel oor hiernatoe. Toe sê die Here vir my, van die noorde af gaan ek 'n ramp stuur oor almal wat in hierdie land woon. Ek gaan alle volke, alle koninkryke van die noorde af roep, sê die Here, hulle koning sal elkeen sy troon kom oprig voor die poorte van Jerusalem, by die mure rondom die stad en by al die stede van Juda. Ek sal die mense van Juda straf vir al hulle sondes. Hulle het my verlaat vir 'n ander gode offers gebring en voor hulle eie hande werk in verering gebuig. Maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. Ek maak jou vandag 'n vestingstad, 'n ysterpilaar, 'n bronsmuur, sodat jy staande kan bly teen die hele land, teen die koningshuis van Juda en al sy amptenare, teen sy priesters en teen die bevolking. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sê jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here. Ek sal jou red. Tot sover ons skriflesing van môre. Hierdie gedeelte is die roepingsverhaal van Jeremia. Jeremia word geroep om vernietiging, oordeel, God wat kom om die volk te straf, aan te kondig. Sy boodskap is eintlik heel eenvoudig. Die volk het vergeet van die Here. Die volk het die Here eenkant toe geskuif en hulle belange meer geag, groter geag, belangriker geag as die Here. Hulle was so nutteloos as ons deur die boek van Jeremia gaan blaai, soos die verslete gordel wat Jeremia as voorbeeld om sy lyf vasgebind het. Daarom sien ons hoe die Here kom om hierdie volk te veroordeel. Daarom is die Here die volk nie meer goedgesind nie en het hy eintlik geen medelee nie. Hy roep Jeremia met die woorde om uit te ruk, af te breek, die gronde te laat gaan, plat te slaan, woorde van vernietiging. Eintlik, as ons hierdie gedeelte lees, 'n ontstellende boodskap wat vir die volk van die Here. En ons kan vir onsself indink hoe Jeremia of hoe die volk teenoor Jeremia gereageer het. Hoe hulle gevoel het toe hy hierdie woorde vir hulle sê. Hulle was waarskynlik nie op 'n goeie plek nie. Veral die konings van die tyd wat kom om in rustigheid en vrede hulle koningskap uit te leef, hulle hiërargie te bou. Josia, Jojakim, Sedekia, so wat ons gelees het aan die begin. Almal ouens, konings van die tyd vir wie die boodskap van Jeremia nie goed was nie. In die laaste gedeelte van die roeping van Jeremia sien ons dat hy ook geroep is om te bou en te plant. Wat is hierdie boodskap van vernietiging waarmee Jeremia
geborstel het. Dit is hierdie groot uitdaging vir hierdie volk waarvan hy deel is te gaan sê, maar julle is op die verkeerde pad. Draai terug. Ek wonder, as ons so by onsself sit, en ons hoor hierdie woorde, as die Here ons roep, om die valse idees van ons geloofsgemeenskap, waarvan ek en jy deel is, uit te wys. Hoe sal ons reageer? Die valse idees, die valse goed wat Jeremia uitgewys is, om aan te spreek, sien ons in verskeie gedeeltes, waar hy opgeroep is, om vir die volk uit te wys, dat God se wet, wat die volk gedink het, nie meer van toepassing is nie, is juis van toepassing. Waar die volk gedink het, immoraliteit is nie 'n probleem nie, kom wys Jeremia vir die volk, maar julle bedrieg julle self. Die volk het gedink, maar God is net 'n God van liefde en vrede. Maak nie saak hoe hulle lewe lyk nie. In Jeremia 8 sien ons dit, hulle wil in ineenstorting van die dogter van my volk op 'n maklike manier herstel deur te sê vrede, vrede, maar daar is geen vrede nie. Jeremia kom en hy moet sy eie mense leer dat God nie net vergewe nie, maar dat God ook die sonde straf. Dat God heilig is. Dat God nie net vrede bring nie, maar ook verdeeldheid tussen die wat God se woord wil gehoorsaam en die wat dit nie wil doen nie. En met hierdie woorde, met hierdie boodskap, moes hy aanhou ten spyte van die teenstand wat hy beleef het. Ons kan vir onsself indink dat Jeremia eintlik kom sê, maar Here, dit is 'n groot taak wat voor lê. Hoe kan U my hiervoor roep? Ek is maar nog jonk. Ek het nie gesê eintlik in hierdie gemeenskap nie. Ek het nie gesê in hierdie volk nie. Hoe kan U vir my stuur om hierdie woorde te gaan vertel? Ons sien die worsteling wat Jeremia beleef. En op 7 plekke, 7 gedeeltes in die boek Jeremia sien ons waar hy elke keer kom en sê, maar Here, hoekom het U my geroep? 7 keer bid Jeremia ernstig tot die Here teen hierdie goddeloses wat hom probeer vervolg, teen die goddeloses wat hom kwaad aandoen. En het hulle dit nie gedoen nie. As ons kyk na die boek, dan sien ons hoe hierdie ouens gekom het en Jeremia vasgebind het, hoe hulle vir hom op verskillende plekke eintlik afgebreek het. Jeremia self moes op 'n plek kom waar hy sê, maar die Here se roeping, dit waarvoor hy my roep, die versekering dat God daar is dit wat my dra. En hy sien dit en hy beleef dit met die visioene wat ons hier saam lees. God gaan binnekort optree. Die amandeltakkie, die amandelboom eintlik waarvan ons lees, is die belofte wat in bod is, die veroordeling of die straf is aan die kom. So seker soos wat hierdie amandelboom gaan bot, so seker is julle oordeel op pad. En dadelik sien ons hierdie woorde dat God in sy grootheid en in sy almag gaan doen wat hy gesê het. Ons sien die tweede visioen wat Jeremia vir die volk kom meedeel, die oordeel wat vanuit die noorde kom, die Babyloniërs. Ons sien hoe hulle hierdie wêreld, Jerusalem, Juda kom vernietig. Wegvoer,
Daar's niks meer oor nie. Soos die skrifprofete saam met Jeremia vir hierdie volk kom waarsku in verskillende boeke, Amos, Jona, Hosea, Jesaja, Micha, Sefanja en Nahum, is die volk gewaarsku oor die oordeel wat voorlê. Jeremia is op 'n plek en 'n tyd wat hy hierdie veroordeling of hierdie straf van God beleef. En saam met die konings van die tyd wat oorwin is, wat weggevoer word, draai sy volk verder teen hom en stuur hom Egipte toe, voer hom weg en sê vir hom, Jeremia, ons wil eintlik niks met jou verder te doen hê nie, alhoewel jy ons gewaarsku het, is jy nie deel van ons nie. Ons sien die belofte, ek is by jou. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal nie die oorhand kry nie, want ek, die Here jou God, is by jou. As ons aan Jeremia se lewe dink, dit wat hy deurgemaak het, sien ons hoe Jeremia in 'n blok op die plein vasgemaak is. Hy is in die openbaar verneder. Hy is in die voorhof van die tempel, is hy in bewaking gehou, gevange gehou eintlik. Hy is in 'n opgaarput gegooi. En hy selfs in opdrag van die Here nie getrou nie. As 'n lewende simbool dat God nie welkom is in die lewe van die volk nie. As ons dit vir mekaar sê, broer en suster, dan vra ons vir mekaar maar ook, wat het dit vanmôre met ons hier, waar ons sit te doen? As ons na hierdie wêreld kyk, waarvan ons deel is, kan ons vir mekaar sê, maar hoorie, dit wat ons beleef, dit waarmee ons besig is, gaan verby, ons draai blinde oë, ons kyk rondom ons, maar ons besef ook, as ons kyk na die woord van die Here, dat ons geroep is in hierdie wêreld om as priesters, konings, profete op te tree. Jeremia, ek is by jou. As ons kyk na ons belydenisskrifte, dan sien ons hierdie Heidelbergse Katekismes eintlik kom begrond dat ons in Christus se werk volledig deel is van sy sending na hierdie wêreld toe. Dat ons in hierdie wêreld as profete, priesters en konings kom optree om die boodskap van God tuis te bring, daar waar ons beweeg. Nou ons kan vir mekaar op een van twee maniere reageer. Ons kan vir mekaar sê, maar hoorie, Here, hierdie boodskap is dalk te groot vir my. Ek sien nie kans nie. Hoe gaan ek vir hierdie volk kom sê, julle is op die verkeerde pad? Wat gaan hulle aan my doen? Is ek bereid om die teenkanting wat ek gaan beleef, tromp op te loop, om as gestuurde van God te leef? Ons word geroep om teen die sonde te stry in ons persoonlike lewe. Dit is 'n gegewe. Maar ons kan nie onsself blind hou vir dit wat in die wêreld gebeur en dit wat in ons lewe gebeur, rondom ons gebeur nie. Ons word geroep om anders te leef in hierdie wêreld. As gestuurdes van God. Om ons stem te laat hoor as profete, as ek dit so kan uitdruk. Ons word geroep om soos priesters mense te omarm, om te gee, om 'n hand uit te reik daar waar ons kan,
om ons invloed te gebruik om verandering te bring daar waar ek en jy gaan. Ons is nie net geroep, broer en suster, om banke warm te broei en in hierdie lewe in te gaan asof niks fout is nie. Om blindelings maar net te sê, maar hoorie, ek draai my gesig weg van die wêreld af, ek is okay. Dis wat ons gewoonlik doen, is iemand anders is 'n probleem. Iemand anders is geroep of gestuur, maar Here, dit definitief nie ek nie. In Jeremia 1 lees ons dat ons nie onaangeraak kan wegstap nie. En as ons na die visioene kyk, dit wat Jeremia beleef, die waarskuwings, dalk het ons ook 'n waarskuwing. Here, soek, vra 'n lewe van opregtheid. 'n Lewe wat ons daarna streef om heilig te leef. Dat ons mekaar omarm en toevou in sy teenwoordigheid. Mag ek en jy, broer en suster, daar waar ons gaan, met die wete leef, God is by ons. Mag ek en jy, as gestuurdes van God, die verskil maak, waarvoor hy ons ook roep. Mag ons nie terugdeins nie, maar mag ons dit eintlik doen, tot eer en verheerliking van die God wat ek en jy aanbid. Kom ons sluit die oë en bid ons saam. Here, wat 'n voorreg is dit nie, om vanmôre weer in u teenwoordigheid voor u aangesig te wees nie. Here, ons kom dankie, Here, dat u in ons elkeen se lewens Here, u teenwoordigheid gee. Ons kom dankie, Here, dat u ons kom verander, kom vernuwe, die krag gee. Here, om as gestuurdes te leef. Here, dit gaan so maklik verby. Dit gebeur so maklik dat ons maar net die boosheid, die sleg, die sonde wat gebeur, verby ons laat gaan, solank dit net nie my raak nie, is ons reg. Here, help ons om op te staan as getroue getuies van u. Here, om as gestuurdes te leef, om terug te draai, Here, as ons weggedwaal het. Here, dit gebeur so maklik dat die wêreld ons kom oorrompel. En Here, ons wil ook in hierdie oggend, daar waar dit gebeur, daar waar ons voel, Here, ons is ver weg van u af, wil ons terugdraai. Here, ons wil ons sondes kom bely. Here, ons wil in 'n verhouding met u leef, heilig leef, want u is heilig. Dankie, Here, dat u die belofte kom gee dat u by ons is. Dat u die belofte kom gee, Here, dat niks kan ons skei van u liefde nie.
Help ons, Here, om dit uit te leef, daar waar ons gaan. Amen. Broer en suster, is my voorreg vanmôre om ook vanmôre nuwe kerkraadslede te bevestig. Die formulier vir die bevestiging van kerkraadslede lees ons van roeping. En dit lees so, van die begin af, het die Here Jesus mense geroep om sy werk op aarde voort te sit. Hy sê vir die disippels, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Wat die Here deur sy Heilige Gees in die kerk gee, sy doel daarmee is om gelowiges toe te rus vir hulle diens en om die gemeente as liggaam van Christus op te bou. Uit die Bybel is dit duidelik dat 'n amptenaar bekend moet wees as iemand met 'n lewende geloof, iemand met 'n begeerte om vir die Here te werk, wat bekwaam is om te leer en gewillig is om daarvoor toegerus te word. Verder moet 'n amptenaar 'n hoë gesedelike lewenstyl handhaaf en in alle opsigte betroubaar wees. Die kerkraad het deur aankondiging bekend gemaak wie tot hierdie ampte verkies is, en aangesien daar geen wettige beswaar ingebring is nie, aanvaar die kerkraad die goedkeuring van die gemeente en gaan ons dan nou voort met die bevestiging van ouderlinge en diakens. Ek gaan vra dat die persone vir my voorkom staan. As diakens, dan vra die diakens aan my regterkant staan, is Jumarie Kien, Andrea Engelbrecht, dan die Pieter van der Merwe en Benny van Heerden. En dan is ouderlinge, is die volgende lidmate as ouderlinge gekies, oom Benjamin Jansen van Rensburg, oom Andrew van der Merwe en Dani Hannekom. As ouderlinge, broers, dra julle in besondere sin die verantwoordelikheid vir die opbou en geestelike versorging van hierdie gemeente. Julle moet toesien dat alle gemeentelede hulle in belydenis en lewenswandel gedra soos lewende lidmate van die kerk van Jesus Christus. Volgens die voorbeeld van Christus moet julle herderlike taak dienend uitvoer. Deur voorbeding, huisbesoek en siekebesoek moet julle lidmate bystaan, vertroos en in hulle geloof versterk en bemoedig. Julle moet veral ook verantwoordelikheid neem vir dooplidmate, sodat hulle gelei en geleer word om die Here te ken en te dien. Die onordelikes en die onverskilliges moet julle in liefde vermaan. Teen die wat in sondevol hart moet julle optree met die kerklike tug, sodat hulle tot bekering kan kom. 'n Ouderling is immers 'n bestuurder van die huishouding van God. Gee ook ag op mekaar en op die leer en lewe van die bedienaar van die woord. Waak saam met die leraar oor die erediens en sorg vir die instandhouding daarvan. Werk met ywer en oorgawe mee aan die uitbreiding van God se koninkryk. As diakens, julle is as diakens geroep om in Christus se diens te staan. Hy is die groot diensknegt wat mense roep om sy werk op aarde voort te sit. Die diakens se diens begin by die nagmaal waar die gemeenskap met Christus en medegelowiges gevier word. Daarvandaan word die liefde en barmhartigheid van God ook uitgedra na elke terrein van die gemeentelike lewe en na die samelewing. As diakens moet julle vir lidmate 'n voorbeeld van onselfsugtige diens wees. Julle moet die materiële en geestelike nood van mense fyn aanvoel en daadwerklik help. Verlig ook die omstandighede wat deur die nood aanleiding gee. Waar hulp verleen word, moet ook die evangelie gebring word. Inspireer die lidmate en rus hulle toe om mekaar se laste te dra. Versorg in die eerste plek die medegelowiges, maar ook alle ander mense
wat in nood verkeer. Dit is ook julle taak om te help met die insameling van die dankoffers. Julle is medewerkers om die gawes wat gegee word met wysheid as ook in die regte gesindheid van Christelike liefde te bestee. Ek gaan dan vra dat julle op die volgende vraag antwoord, sodat elkeen kan hoor dat julle bereid is om julle diens ook dan so te aanvaar. Is jy daarvan oortuig dat God jouself deur sy gemeente tot hierdie besondere diens geroep het? Aanvaar jy die Ou en die Nuwe Testament as die enigste onfeilbare woord van God en as volkome leer van verlossing? En verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is? Beloof jy om jou amp, soos dit aan jou voorgehou is, volgens hierdie leer getrou te vervul? Aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Marie, Tannie Andrea, Tannie Pietro, Benny, Benjamin, Andrew, Dani. Die oproep is wees getrou. Wees goeie voorgangers vir hierdie hele gemeente. En broer en suster, as gemeentelede is daar ook in hierdie formulier vir jou en vir my 'n opdrag. Ontvang hierdie kerkraadslede as gestuurdes van die Here. Behalwe daarvoor, bid vir hulle. Werk met hulle saam. Want dit wat aan hulle opgedra is, dit wat ons nou gelees het, is ook net so ons elkeen se roeping en se taak. Mag ons broer en suster gewillig en blymoedig ons taak uitleef, ons roeping uitleef tot eer van God wat ons in hierdie wêreld instuur. Die Here wat vir ons kom sê, ek is by jou. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, ons kom dankie Here in hierdie oggend dat ons in dankbaarheid Here weer kan sien, Here, hoe U mense afsonder, hoe U mense op besonderse maniere gebruik in U kerk. Here, U is die een wat die kerk deur die eeue, Here, op besonderse maniere bewaar, versorg en laat groei. So kom bid ons ook, Here, in dankbaarheid en kom vra U, Here, dat U hierdie persone en ook so ons as gemeente sal stuur en gebruik as getuies daar waar ons gaan. Ons kom bid vir die nuwe kerkraadslede. Ons kom vra, Here, seën dit, seën die tydperk wat hulle ook gekies is, dat hulle ook, Here, as U geroepenis, U goddelike taak sal uitleef en sal uitdra. Amen. So wat ons hier voor staan, gaan ek julle ook uitnooi, die nuwe kerkraadslede, om dan ook saam met ons na die tyd in die konsistorie by mekaar te kom. Ek gaan vra dat Ian en oom Kobus dan namens die kerkraad dan ook saam met my die gelukwensing doen. En hulle gaan ook dan saam met my vorentoe kom. Dis hy. Reg. Marie, baie geluk. Baie dankie. Tannie Andrea. Baie dankie vir Tannie. Tannie Pietro. Dankie vir Tannie. Dis hy. Oom Benny. Baie geluk vir hom. Hoezo? Ok, ek sal hom aan die inskryf. Oom Benjamin, baie geluk vir oom. Dis hy. Oom Andrew. Baie geluk. Oom Blik. Geluk vir oom. Dani. Baie geluk. Broer en suster, ek gaan vra dat hulle omdraai en dan na die gemeente kyk.
Dan gaan ek vra dat julle staan, dan sing ons ook die seën van die Here op hulle toe. Kom, ons draai dan op. Laat hierdie seën op ons Ek gee geleentheid vir die liefdegawes om dan opgeneem te word. Broer en suster, die afkondigings vir die week staan soos volg. Ons dink aan die volgende persone met lief en leed. Ons dink aan Lynn-Marie Du Plessis, dan die Leba Hicks, Tanya van Tonder en hulle familie met die afsterwe van haar broer, en dan die Anita Potgieter en familie met die afsterwe van haar moeder. Kom ons sluit vir 'n oomblik die oë en bid ons saam. Here, dankie Here dat ons in hierdie oggend hierdie persone aan U kan kom opdra. Here, ons dink aan Lynn-Marie en Tannie Liba. Ons kom dink aan Tanya en hulle familie, Here, aan Tannie Anita en hulle gesin en familie. En ons kom vra Here dat U op 'n besonderse manier by hulle elkeen teenwoordig sal wees. Here, ons kom vra, Here, gebruik ook ons, Here, as U gestuurdes om 'n verskil te maak in hierdie persone se lewe. Ons kom bid en kom vra, Here, dat U ook met die sal wees wat nie op hierdie lys is nie. Die wat siek is, die wat alleen is, daar waar behoefte is, Here. Ons kom vra, Here, gebruik ons en stuur ons. Ons kom vra dit in U naam. Amen. Broer en suster, die verjaarsdag
Geluk aan almal wat verjaar in die week. Mag dit sommer net 'n mooi dag wees en mag jy sommer lekker bederf word. Die 22ste vandag vir jou in die Bets du Plessis, die 25ste om Kobus du Plessis, die 26ste Jan Kleinhans, die 28ste dan Hebre Kotse. Geluk weer aan almal. Mag dit 'n besonderse dag vir elkeen wees. Daar is tee na die diens by die teekamer. Elkeen word daarna toe uitgenooi. Maandag is daar FK vergadering en dan sluit die skole dan ook in hierdie week wat dan voorlê. Broer en suster, daar is nog bees en skaapvleis beskikbaar dan by die kerkkantoor. As u wil koop, dan kan u dan met Jan of met oom Douglas in verbinding tree. En dan ook baie dankie vir elkeen wat help met alimentasie, wat vir ons blikkies kos bring en help met donasies sodat ons vir gesinne in ons gemeente kan bystaan met kospakkies. Dan broer en suster, is dit dan die golfdag, dis die groot ding wat dan nou na die vakansie begin. Die 26ste Julie is die eerste Saterdag net nadat die skole begin het. Ek nooi elkeen uit na die geleentheid. Dit beloof om 'n lekker geleentheid te wees. As jy nou kan golf speel of nie, dan sal 'n geleentheid wees vir elkeen. Ons sal so deur die loop van die week sal ons so 'n bietjie meer inligting daaroor stuur, maar u word elkeen uitgenooi ook na die golfdag toe. Dan ons winterhoop. Dit is 'n projek wat begin is vir ons omgewing. U weet van die weer, hoe lekker koud ons kan kry. Daar is weer belofte van sneeu in hierdie week wat voorlê. So as u droë bestanddele het vir sop, komberse of missies of baadjies, asseblief bring dit kerkkantoor toe of kerk toe, dat ons dit ook by die persone waar daar behoefte is, kan uitkry. Kom ons sluit staande af, broer en suster, met Vlam 57, die oorwinningslied, waar ons ook om sê, maar ons in dit wat ons doen, staan ons nie alleen nie, ons is oorwinnaars in Christus, en hierdie Here gebruik my en jou. Kom ons staan en sing ons hierdie lied hartlik saam. Ek sien in my gees die glorie en die almacht van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Ek geloof aan die einde, op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, sing Hosanna, prys sy naam. Jubel saam met al sy kinders wat voor God se troon kom staan. Vry van sonde losgekoop, want Jesus het vooruit gegaan. Hy sal ewig bly bestaan. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy sal ewig bly bestaan. Hy sal ewig bly bestaan. Hy sal ewig bly
suster, ontvang die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.